sit, dan sal ek jou op so laat is makliker. Alright. Okay, laat ek gou. Wat is julle name? Marijke en? Drian. Alright. Baie geluk as jy verjaarsdag. Ek wil julle 'n vraag vra. Die hofdienaar het vir Filippus gevra, wat verhinder my om gedoop te word toe hy water sien? Toe sê Filippus vir hom, as jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is dit geoorloof. So my vraag is, voor julle gedoop word, glo julle dat Jesus Christus die Seun van God is? Dan op grond van daai belydenis wil ek julle kom doop. So ek gaan julle eers doop en dan wil ek net kom bedien. Okay. So kan ek jou eerste doop, Marike. Alright. Wat is vir jou gemaklik? Ek wil dan net hê jy moet my arm so vashou. Dan kan jy net vir my op jou hurke gaan. Ja, net so. Marike, ek kom doop jou in die dood van Jesus Christus, sodat jy kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. En nou kom doop ek jou voor almal hier, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Okay. Drian, kyk of my so vashou. Drian, ek kom doop jou in die dood van Jesus Christus, sodat jy ook kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. En nou kom doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Alright. Here, dankie net vir Marijke en vir Drian, Here. Dankie vir u hand oor hulle lewe, Here. En dankie vir die passie wat in hulle harte is, die passie wat daar geplaas is en wat net groter en groter en groter word. Here, 2017 is regtig 'n jaar wat u beplan het vir hulle, Here, wat u seën oor hulle sal wees. En ek ervaar net hoe julle al hoe meer saam die Here begin soek. En die Here het welbehaande toe julle hom begin soek. En sy woord sê, soek my en julle sal my vind. En daar's 'n passie wat die Here in julle harte plaas, is asof hy julle trek en trek. Daar is sekeres wat julle al probeer, hoe kan ek sê, die Engels sal sê derail, maar julle bly sensitief vir die Here se stem. En ek ervaar regtig ook die Here net sê, daar's sekere mense wat hy oor julle pad stuur, wat baie goed is vir julle. En daar is sekeres wat ook nie goed is nie, maar hy gaan vir julle die onderskeiding gee, om mooi te onderskei wie moet nou in ons lewe wees, wat absoluut net in ons lewe insaai. Here, dankie dat U hierdie twee beskerm. Here, ek kom bid vir U beskerming oor hulle liggaam, siel en gees, Here. Is julle getroud enigstens? Hoe lank is julle al getroud? Enige kinders het julle? Okay, wil julle beplan julle? Okay, Here, dankie vir die familie. Dankie vir die familie wat U kom wat U aan hulle gee, Here. Wat U kom seën. Here, ons wil nou kom bid vir die kinders, Here. Ek wil die vrese kom aanspreek van, maar gaan ek so 'n goeie pa wees? Gaan ek die regte ma wees? Here, ek wil daai kom aanspreek. Here, dankie dat U vir hulle die perfekte rol gegee het in dit, Here. En ek kom seën hulle in Jesus Christus se naam. Amen. Ek gaan nou kyk of weer 'n koppel is. Kom maar in, Johan, dus nou, ek sal my altyd aan. Is julle ook 'n koppel? Ja. Ek bly jy sommer.
Wat is jou naam? Janine en jou naam is? John Pierre. Ek het net ek ook die vraag vra en ek gaan vir julle ook vra, die hofdienaar wat gevra het, wat verhinder my om gedoop te word? En toe sê Filippus, as jy glo in Jesus Christus, en dat hy die Seun van God is. So dit is die basis wat ons vir elke persoon vra is, glo jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Janine, wat is jou antwoord? Ja. Jean-Pierre? Amen. Nou, op grond van daai getuienis voor almal, wil ek julle kom doop vanaand. Ek wil eers hoor, is julle getroud? 8 jaar saam. Planne van troue? Alright, awesome. Great. Ja, ek wil kom bid vir die Here se seën weer. Ek gaan eers doop. Kan ek eers met jou begin, Janine? Gaan jy jou neus toe hou? Okay, jy kan my arm net so vashou. Okay. Janine, ek kom doop jou in die dood van Jesus Christus, sodat jy kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. En vir al hierdie getuies, kom doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay. Dankie Here net vir Janine se lewe, Here. Dankie Here dat die Seun oor haar lewe is. Janine, ek ervaar net dat vanaand ook net 'n merkwaardige aand is ook vir jou. Dat daar ook werklik hierdie ou lewe is wat ook neergelê is. Dit is asof jy die Here regtig vertrou het en gesê, Here, ek wil hê hierdie gedeelte moet nou afsterf. Ek honger en ek dors vir 'n nuwe lewe, vir 'n nuwe begin. Here, dankie vir daai nuwe begin. Daai nuwe begin in Janine se lewe. En ek wil kom bid, Here, vir voorspoed. Die teenstand dat dit begin stop. Ek kom bid dat jy wind van agter begin kry. Ek dink vir 'n lang en ek ervaar vir 'n lang tyd het jy wind van voor gekry. Dinge wat net nie reg werk nie en wat moeilik en baie vrae wat jy al gevra het. Here, dankie dat vanaand ook 'n nuwe begin is vir haar in Jesus naam. Amen. Ek wil net nog iets deel, jammer, want ek sien net nog 'n prentjie. Ek weet nie of jy toe jy baie klein was. Ek weet meeste meisies het daai droom gehad, maar spesifiek sien ek jou met 'n kroon van 'n prinses. Alright. En dit is wat ek ervaar van die Vaderhart, wat hy sê, that's my princess. Ek wil hê jy moet dit hoor. Wat die Here dit vir jou sê. Okay. Alright. Op grond van jou getuienis wil ek jou kom doop in die dood van Jesus Christus, sodat jy kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. Amen. Gaan jy jou neus toe hou of nee, jy kan net hier so bly sit. Okay, jy kan my arm net so vashou. Jean-Pierre, ek kom doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay. Here, dankie vir u hand oor Jean-Pierre se lewe. Here, dankie dat u vir hom wysheid gee en dat u vir hom leiding gee. Here, dankie vir die gawes wat u al reeds hom gegee het en hoe hy dit gaan benut en nog ontwikkel. Here, ek wil nou enige woorde kom kanseleer wat teen hom gespreek is, leuns wat teen hom gespreek is, hoe hy is en ek ervaar hoe baie al gesê het, maar jy gaan so wees, jy sal dit is hoe jy is, dis die familie, Here, dankie vir u woord oor sy lewe. Dankie dat u hom roep en dat u 'n plan het vir sy lewe. En ek wil ook sekere vrese kom aanspreek vir die toekoms. En dat hy absoluut sy vertroue in u sal plaas. As dit kom by voorsiening, ervaar ek net hoe die Here sê, vertrou op my. En hoe die deure ook oopgaan, hoe die Here jou ook net gaan lei. Here, dankie dat u vir hom gaan lei, stap vir stap. En ek bid net vir u seën in u hand oor sy lewe. In Jesus naam. Amen.
Wat is jou naam? Maureen. Maureen, ek gaan vir jou dieselfde vraag vra wat ek vir elkeen vra. Die hoofdienaar het vir Filippus gevra, wat verhinder my om net hier gedoop te word? En hy antwoord en sê, as jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is dit geoorloof. So my vraag aan jou, Maureen, is, glo jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Amen. Dan wil ek jou kom doop vir al hierdie mense, op grond van jou belydenis. Maureen, wil jy my arm vashou, gaan jy jou neus self toedruk, of? Ek sal ons reg. As jy my so kan vashou, met die ander hand net so omdraai, gaan ek net jou neus toedruk. Maureen, ek wil jou kom doop in die dood van Jesus Christus, sodat jy kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. Nou kom doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is net vir my so. Ag Here, dankie vir Maureen se lewe, Here. En dankie dat Maureen, Here, wys my net 'n prentjie van hierdie vaas met blomme in. En as die mens in 'n vertrek instap en jy sien hierdie blomme en jy ruik dit, dit is hierdie uplifting. En dit is wat die Here vir my wys. Dit is wie jy is en hoe jy is you uplifting. You uplift people. Dit is 'n gawe wat die Here vir jou gegee het. You uplift. Maar jy doen dit vir die Here ook. You uplift him. Here, dankie dat u haar meer en meer gaan seën. Soos sy net gaan uplift, Here, kom bid ek that you uplift her. Uplift her more and fill her more with your spirit. In Jesus' name. Amen. En wat is jou naam? Ook Jacques. Great, Jacques. Jacques, ek gaan vir jou ook vra, glo jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Awesome. Dan wil ek jou kom doop op grond van jou belydenis voor almal en die dood van Jesus Christus, sodat jy kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. Gaan jy jou neus toehou of moet ek? Okay, as jy net vir my so kan vashou. Jacques, dit is dan my voorreg om jou vanaand te kom doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ja. Dankie, Res. Right. Jacques, het jy enige kinders? Ja. Hoeveel het jy? 2. Dogters, seuns? Altyd dogters. Okay. Here, dankie vir Jacques se lewe, Here. Dankie dat u hand oor sy lewe is, Here. En dankie vir hierdie besluit, 'n merkwaardige aand in sy lewe, Here. Dat daar omkeer is, Here. En hierdie commitment, Here, van 'n man wat sê, ek ervaar net regtig Joshua se gebed wat het en sy kreet wat hy gesê het, as for me and my house, we will serve the Lord. En ek ervaar daar is iets wat in jou hart kom wat jy sê, maar Here, ek wil hê, daar moet iets in my gesin, ons moet 'n voorbeeld wees. Here, dankie dat u vir Jacques wysheid en insig gee, hoe om die gesin te lei, hoe om u stem te hoor en in hierdie tyd, Here, om hulle ver vorentoe vat. En met spesifieke insig en wysheid. Ek ervaar rondom die woord ook dat jy regtig net nog 'n honger, 'n groter honger vir die woord soek en dat die Here daar baie meer vir jou wil kom uitbreek. Ek weet nie of jy regtig gepassie het om ook bietjie meer te teach nie, al is dit 'n klein groepie of iets, maar ek ervaar regtig dat die Here daar vir jou wil geleentheid gee, en dat jy jouself gaan verbaas met, na die tyd dat jy, soos jy deel, maar waar het dit nou vandaan gekom? En dat jy regtig so moet vertrou, soos jy iets lees dat jy ontvang, en wanneer jy in 'n groepie is, en jy deel het al, is dit by werk of waar ook al, hoe die Here jou wil gebruik. Here, dankie vir die gawes wat u vir hom gee, en hoe u hom net gaan leer en gaan oprig in Jesus naam, Here. Ek kom bid u seën en die salwing oor sy lewe.
Here, en ek wil spesifiek ook kom bid vir die gesin. Here, dankie dat U vir Jacques oprig as hierdie warrior in sy gesin, in die gees, hoe hy net gaan bid en hoe hy gaan kom beskerm, spesifiek die gesin in Jesus naam. Amen. Laat ek almal se name kry. Mariska, Austin, Herman, Roderick. Ek gaan sommer die algemene vraag vra. Glo julle almal dat Jesus Christus die seun van God is? Amen. Dit is vir my 'n groot voorreg om julle as gesin te kom doop. Merkwaardige aand ook as 'n gesin om hierdie so besluit te kom maak. Gaan julle neus self toe hou? Of moet ek? Okay. Kan ek eers met jou begin? Okay. Jy is my so kan vashou. Okay. En dit vir op jou hurke gaan. Dit gaan makliker wees, so wees. Ek kom doop jou, daar's net sommer so. Ek kom doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons sal ek kom doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Herman, ek kom doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek so sit. Net my so kan vashou. Roderick, ek kom doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Som vir julle bid en bedien. Here, dankie vir hierdie spesiale oomblik. Here, 'n eenheid wat ek ervaar, 'n eenheid in die Gees, Here. Here, dankie dat U hierdie band bou en versterk. Here, ek wil kom bid dat U 'n laar om hierdie gesin sal trek, Here, en sal beskerm, Here. Dankie dat U dat hierdie gesin 'n lig sal skyn vir ander om te sien, maar ons wil hê ons gesin moet so wees. Here, ek wil kom bid vir hierdie twee seuns, Here. Dankie dat U hulle kom oprig in U weë, Here. Dat hulle twee ouers het wat hulle kan na opkyk as voorbeeld. Here, en ek wil kom bid vir hierdie twee ouers, Here, dat U vir hulle sal leiding gee en sal wysheid gee. En ek kom bid ook vir die band tussen hulle twee, as man en vrou, Here, dat U hulle sal seën en dat die liefde net sal groei en groei, Here. Maar van hierdie oomblik af, Here, kom bid ons vir hierdie gesin, Here, om die pad saam met U te wandel en dat dit net nog groter en sterker sal word in Jesus naam. 'n nuwe begin. 'n nuwe begin. Ek ervaar regtig net dat 2017 ook 'n merkwaardige jaar vir julle gaan wees. Daar's baie wat julle die Here voor vertrou en al voor vertrou het, en ek ervaar ook hoe die Here ook net gaan deurkom en die regte deure ook gaan oopmaak. Ek weet nie of julle ook die Here vertrou vir deurbrake in families en skoonfamilies nie. Ek ervaar regtig dat julle moet bly bid en intree. En as gevolg van die voorbeeld wat julle stel, gaan die Here 'n deurbraak kom bring in families ook. Amen. In julle persoonlike families. Amen.
And what is your name? Lazola. 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 Both of you want to be baptized? Yes. And your name is? Sanuko. And Luke. All right. I want to ask you the question that the Enoch asked Philip. He asked him, what hinders me to be baptized here? Here is water. And Philip replied and he said, if you believe that Jesus Christ is the Son of God, you can be baptized. So I want to ask both of you, do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Yes. Amen. Then according to your testimony, I want to baptize you in front of everyone here. So into the death of Jesus Christ, that you can rise into a new life with him. All right, Lazo, if you can hold my arm and take the hand, just hold here as well. I'm just going to put my hand like this. Lazola, I want to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let me just get your name again. Okay. I want to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. All right. Lord, thank you for these two men, a father and son. And Lord, I pray your blessing and your favor over their lives. Lord, thank you for a warrior that you have, a warrior that is waking up, Lord, that is rising in this man. And Lord, I pray for the leadership, the gift of leadership, Lord. As he listens to your voice, that you will teach him. Also for the wisdom. Oh, thank you for the wisdom. And I just experienced that there are certain dreams that you have, certain things that you want to start. I don't know if you do you have a passion for business? Because I really sense that God wants to give you certain dreams and business ideas and concepts to start. Thank you, Lord, for the wisdom that you will give him regarding the business ideas and models and to start. Lord, I pray for the resources and the skills that you will bless him with these in Jesus' name, Lord. Thank you for his family and thank you for this young man here. Lord, this remarkable day as well, where he's made this choice, Lord. I pray for your hand over his life to protect him, Lord. And as he grows older, that he hears your voice and follows you closely in Jesus' name. Amen. Wat is jou naam? Etienne. Etienne. Ja. Great. Etienne, ek gaan vir jou ook vra, glo jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Ja. Awesome. Op grond van jou belydenis wil ek jou dan kom doop in die dood van Jesus Christus, sodat jy kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. Awesome. Sê my Etienne, hoe lank dien jy nou al die Here? Ek was ergens op laerskool gewees. Okay. So is al 'n hele ruk. En die proses het uitgekom het, dat jy tot op hierdie punt gekom het en gesê het, ek wil nou gedoop word. Hoe het dit gebeur? Ek dink daar's 'n stadium gewees wat 'n mens deurgaan wat jy raak verlore en jy besef dat jou pad terug is gegrond op goed wat moet gebeur. Hierdie is een van die goed wat moet gebeur. Awesome. Okay. Great. Ek ervaar net dat hierdie is ook 'n merkwaardige ding vir jou waar jy regtig vir Here gesê het, Here, ek wil hê dit moet 'n nuwe chapter wees, 'n nuwe begin vir iets verder vorentoe, iets wat jy wil aangryp. En dat dit regtig so iets gaan wees. Iets in jou hart wat ook net plaasvind. 'n New day, 'n nuwe begin. Amen. As jy dit vir my so kan vashou en dan met jou ander hand ook net so,
Etienne, ek wil jou kom doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, dankie net vir Etienne se lewe, Here. Dankie vir die hart wat Etienne ook het, Here. 'n Hart wat U net soek en 'n dienaarshart ook, Here. Here, ek wil kom bid vir die stappe vorentoe, Here. Die drome en die begeertes wat Etienne het, Here. Om meer ook net van U te hê, Here. Ek kom bid, Heilige Gees, dat daar net meer en meer en meer sal wees. En dat jy regtig net soos met visvang, ek weet nie of jy baie hou van visvang nie, maar dat Here, dat U die hoek in sy mond sal sit en al spartel hy en al pluk hy, dat U sal intrek en hom nader trek in Jesus naam. Heilige Gees, ek kom bid, kom lei hom elke dag. Elke liewe dag mag hy meer en meer sensitief wees vir U leiding. En selfs in die woord, kom openbaar, kom maak oop. In Jesus naam. Amen. En wat is jou naam? Christoph. Christoph, ek gaan vir jou ook vra, glo jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Kry. Dan is dit my voorreg om jou te doop in die dood van Jesus Christus, sodat jy kan opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. Christoph, en ek wil jou ook vra, hoe lank dien jy al die Here? Okay, en ook die besluit wat jy nou gekom het en gesê het, ek wil myself laat groot doop. Dis maar goed is wat mense maar seker maar met die tyd agterkom, maar met skoonouers gepraat en met ons in die Bybelskool nou begin en daar net jy seker goed wat dalk gelees en dit so sterk uiteindelik uitlaat sorry Kry. As jy net my so kan vashou en met die ander hand net so. Christoph, ek kom doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kry. Christoph, die Here wys my 'n prentjie van jou en dat jy regtig soos 'n spons is wat net op al hierdie water opsuig en dit is as dit kom by die woord van God, sien ek dis hoe jy is. Dit is asof jy weet, ek sien hierdie prentjie waar jy iemand preek en hulle kon dalk vir 'n uur gepreek en as hulle klaar is en hulle sê jammer ek het so lank gepreek, was dit vir jou wat is dit verby? Jy weet as jy soek net nog meer. Nog meer en meer. Dus asof jy regtig op 'n punt gekom het van jou lewe dat jy nou wil ek net meer en meer van die Here hê. En ek kom binne daai dat die kapasiteit groter ook word. Dat jy al hoe meer ook net kan inneem, maar dit ook kan weergee. Dat die Here jou regtig ook gaan seën. Ek weet nie wat se werk doen jy? ek sê rekenmeester. Okay. Wel ek bid en ek vertrou die Here dat hy jou wysheid gaan gee hoe jy ook kan deel. Ek weet nie of daar 'n behoefte en begeerte is wat jy regtig wil deel, maar of omstandighede nie altyd dit moontlik maak by die werk nie. Maar ek ervaar regtig hoe die Here jou sekere duidelikheid gaan gee hoe om ook net te kan deel. Want nou jy ontvang so baie. En daar kom 'n ander dinamika wat die Here ook wil hê jy moet ervaar is wanneer jy ook net begin gee. Maar is nodig dat jy inneem en ook net leer al hierdie fasette. Elke keer sien jy iets anders. En sodra jy ook gee, begin jy regtig 'n ander dinamika ook sien. Wat is dit? Ander gawes wat jy ontdek vir die Here reeds vir jou gegee het. Wat jy begin ontdek, okay, maar dis hoe hierdie werk. En dis hoe die elke keer hoe die Here jou leer. In dit wil ek ook sê, jou natuur dalk wil jy partykeer
kan jy jouself dalk frustreer as jy maar, ek wil eers hierdie ding sien hoe hy werk, en dis okay, dis fine, as dit kom by die geestelike gawes, is dit fine, as jy ook, maar hoe werk hierdie ding, dis fine, jy analyseer hom en dis great, en solank jy hom doen, solank jy net ook vloei, dis hoe die Here jou mekaar gesit het, so Here, dankie net vir Christus se lewe, Here, vir die passie wat in sy hart is, dat dit nog groter en groter gaan word, dat U hom net gaan seën met dit wat hy ontvang, dat hy net leer en leer en leer, Heer, maar ek kom buite ook vir hoe hy gee, en hoe hy gee, hoe hy net absolute seën gaan wees, vir vriende, vir familie, vir mense om hom, in Jesus naam, en hoe hy gehoorsaam is, Here, dankie vir die gawes wat ook net gaan begin vloei, in sy lewe, amen, Here, plezier.